Die Here hou my eintlik al oor 'n paar jaar besig met koninkryksdinge. Wat is sy verwagting vir my? En ek is al 'n paar keer deur Psalm 91. En in Psalm 91 begin agterkom, maar dit wat in Psalm 91 staan het 'n voorwaarde. En die voorwaarde is in die eerste 2 verse. Psalm 91 is 'n verbondspsalm. Dis 'n verbond. Nou waaroor gaan die verbond? Ons lewe onder verbond. As ek sê ons lewe onder verbond, dan moet ons nou wonder, okay, hoe werk dit nou? Wat 'n verbond? Die Here hou my besig met die verbond, en toe ek eers begin besig raak daarmee, toe kom ek agter is baie groter as wat ek gedink het. Dis hoekom dit in 3 dele is. So vandag is ons by die eerste deel, en ons moet eers begin verstaan, wat is die verbond waaronder ons lewe? Of moet ek sê, die verbond waaronder ons veronderstel is om te lewe? Want nie almal lewe onder die verbond nie. Dit is waar die probleem lê. Nou begin ons in die Ou Testament, en waarmee ons begin is die kondisies of die bepalings van die verbond wat die Here gegee het, wat sy verwagting van ons is, en dan wat gebeur met ons as mens. Nou ek praat van ons as Christene, en ek wil daar byvoeg, daar is verskriklik baie mense wat resorteer onder doktrines wat vals doktrines is, maar hulle noem hulle almal self Christene. So as ek praat van 'n Christen, praat ek van 'n kind van die Here wat sy hart vir Jesus Christus gegee het, wat die 3 enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanbid. Dit is my definisie van 'n Christen, en dit is ons wat hier sit. Ons aanbid Jesus Christus. So as ek sê Christen, dan is dit die mense wat ek van praat, en ek sluit nie in die Christene wat onder vals godsdienste staan nie, want daar is baie. Nou, in die Bybel vind ons 7 verbonde. God het 7 verbonde in die tydperk van die Bybel gemaak, of uitgespreek. Die eerste een het hy gemaak met Adam en Eva. En hy het vir hulle gesê, uit hulle nageslag uit sal iemand kom wat die slang sal vertrap. En dit is 'n verbond wat stand gehou het, want dit is 'n profesie wat vorentoe wys tot by Jesus, en die Here het dit gedoen, wat hy gesê het, hy gaan doen, want ons God is getrou, wat hy sê, doen hy. Tweede verbond het hy met Noag gesluit, en die verbond met Noag was, hy sal nie weer die aarde uitwis deur water nie. En hy het 'n teken gegee, hy sê, as 'n reënboog. Dit is die teken van 'n verbond wat staan, hy sal dit nooit weer doen nie. Hy kan dit doen as hy wil, maar hy sal dit nie weer doen nie. En hierdie 2 is verbonde wat hy gesluit het met die mensdom. Jesus het gekom vir almal. Die aarde behoort aan almal. Hy het dit gesluit met die mensdom, maar nou kom die 3de verbond, en die 3de een sluit hy met Abraham. Abraham as 'n mens. En hy sê, Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige. Leef voor my en wees onberispelik. Ek wil my verbond tussen my en jou bekragtig en jou buitengewoon laat vermeerder. Hier kom die Here, hy het al vorige keer met Abraham gepraat, en hier kom hy 'n tweede keer kom hy terug, en hy verskyn weer aan Abraham, en hy het 'n verbond met hom gemaak wat sê, hy sal 'n nageslag hê wat voortbestaan tot in alle ewigheid. Nie totdat die wêreld eindig nie. Nie tot op 'n punt nie. Hy sê tot in alle ewigheid sal Abraham se nageslag bly voortbestaan, en dit is 'n ewige verbond wat hy gesluit het met Abraham. En as ons nou in die Ou Testament is, dan is dit 'n verbond met Abraham en sy fisiese nageslag volgens die vlees, sy kinders en sy kindskinders en al die kleinkinders, die geslagte van Abraham, Isak en Jakob en die 12 stamme van Israel. Hulle. Dit is die verbond wat hy gesluit het. En hy sê, ek is die God, die Almagtige, en Abraham weet met wie hy te doen, die grote God, die Almagtige. En dan gaan hy voort en hy sê, leef voor my. As jy voor hom leef, dan leef jy met alles wat jy doen, sê, dink, voor hom wat vir jou kyk. Hierdie God vat nooit sy oë van hom af weg nie. Die Here het vanoggend gesê, hy staan en luister na ons gesprekke, het ons al daarin gedink, dat as ons begin praat met iemand, of ons sê van iemand iets, dink ons daaraan dat Jesus hier staan en hy luister. As ons besig is om iets te doen,
As jy jou goeie werk reg doen, dan staan hy hier en hy staan en kyk hoe jy werk. As jy besig is met dinge waarmee jy nie besig moet wees nie, het ons al daaraan gedink dat Jesus staan hier en hy staan en kyk wat ek kyk. Hy staan en kyk waarmee is ek besig. Hy is alomteenwoordig, hy is oral. Hy sê, leef voor my, en dan sê hy, wees onberispelik. Onberispelik beteken, jy is volmaak, sonder gebrek. Onbesmet en heel. Perfek. Hy sê, leef voor my en wees perfek. En dit klink 'n bietjie onmoontlik vir 'n mens. Maar tog het God sy verwagting voorgehou. Hy het sy maatstaf. God het in hierdie verbond het hy sy maatstaf daar gestel. En sy maatstaf het hy gegee vir Abraham en vir Isak en vir Jakob en almal wat na hom volg. Is sy maatstaf gestel en nou hoef ons nie te wonder oor wat hy bedoel het nie. Hier is sy maatstaf en hy het later in die 10 gebooie het hy presies uitgespel wat is sy maatstaf. Dit is sy maatstaf waar volgens jy lewe en as die verbond tot in ewigheid is, dan is sy maatstaf ook tot in ewigheid. Dit stop nie iewers nie. Dit verander nie iewers nie. En nou is hier 'n verbond wat gesluit is met die God wat ewig tot ewig is. Hy kom self nie te sterwe nie en die verbond kan nie stop nie. Die verbond kan nie eindig nie. Maar nou is dit nie net vir die nasate van Abraham nie, want ons is nou hier in die Ou Testament en nou dink ons, dit is nou vir die volk Israel. Hulle moet nou volgens God se maatstaf moet hulle nou lewe, want dit is vir hulle gegee. Maar hierdie verbond het ek nou gedink, dit is amper soos daai plant wat mens kry, hulle noem ons hennenkuikens. Hoe werk hennenkuikens? Jy het mos 'n plantjie wat hier plant. En dan maak hy so 'n lang loot en dan op 'n stadium dan kry hy grond. Dan maak hy weer wortels. Dan maak hy 'n plantjie daar en dan gaan daar weer 'n loot en dan maak hy weer wortels. En dan gaan hy weer aan. Hennenkuikens. So loop hy. Nou hierdie verbond is net soos wat daardie plantjie is wat ons nou as 'n voorbeeld kan gebruik. Want God het sy verbond gegee daar in die Ou Testament vir Abraham. Nou verloop die tyd en nou kom skiet hy wortel hier in die Nuwe Testament, Galasiërs 3 vers 6. En Galasiërs 3 vers 6 is nou die anker in die Nuwe Testament van dieselfde verbond. Want wat sê hy? Hy sê Galasiërs 3 vers 6, soos van Abraham gesê is, Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Besef dan, nou praat, ons is Nuwe Testament. Hy sê, besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif dit vooruit gesien het, dat God die heidene, die heidene, op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig, in jou sal al die nasies geseën word. Daarom word die mense wat glo saam met die gelowige Abraham geseën. Nou sit ons in die Nuwe Testament. Dit beteken, as jy glo, jou geloof, en ons op ander plekke lees ons, glo in Jesus Christus, die Seun van God. As jy in hom glo, dan is jy wat 'n heiden was, deel van Abraham se nageslag. Nou is die verbond wat met Abraham gesluit is, gaan nou voort deur die Nuwe Testament in die geredde kinders van die Here in, wat heidene was. So, al die kondisies van die verbond met Abraham, wat vir hulle gegeld het, geld net so vir ons, want ons is Abraham se nageslag. So elke kind van die Here lewe onder dieselfde verbond as wat God met Abraham gesluit het. So ons staan nou onder 'n verbond. Nou moet ons uitvind hoe hierdie verbond werk. Wat verwag die Here van ons? Wat het hy van Abraham verwag? Dis iets anders nie, want die skrif sê die Here verander nie, hy bly dieselfde. Dit wat hy vir hulle gegee het is nie anders as wat hy vir ons gee nie. Die enigste verskil het gekom, dat in die Ou Testament het die ou verbond geval saam met die Ou Testament. Nou is daar 'n Nuwe Testament en die enigste verskil daartussen is, tussen hierdie twee, die verbond is gesluit en die verbond gaan regdeur. Die verskil is in die Ou Testament het die versoening vir sondes gekom deur die offer van 'n dier. God het dit aangeneem.
In die Nuwe Testament is dit nie nodig om 'n dier te offer nie, want Jesus Christus het ons volmaakte versoening vir sondes geword. Dis die enigste verskil. Die verbond bly dieselfde, gaan regdeur. Die wet is die wet van Moses, die wet wat vir Moses gegee is, dit is al die wette wat hulle gehad het om te sorg dat hulle die kondisies van God se verbond nakom. Daardie kondisies is in vervulling in Christus. Maar die gebooie wat God gegee het, gaan regdeur. Dit hou tot na die ewigheid. Die gebooie verander nooit nie. En ons moet altyd onderskei tussen die gebooie en die wette. Die gebooie en die wette is nie dieselfde nie. Die wette is vervul, die gebooie gaan voort tot na die ewigheid. As God daardie tyd gesê het, jy mag nie doodslaan nie, geld dit nou nog. Mag nog steeds nie doodslaan nie, daar het niks verander nie. Daar het niets anders gebeur nie, maar het in vervulling gegaan. En nou sê hy, in 1 Petrus 1 vers 15, en hier is hierdie henningkykens, hier land hy weer, skiet weer wortel. Wat staan nou daar geskryf? Hy sê 1 Petrus 1 vers 15, inteendeel soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Hierdie woorde, wees heilig, want ek is heilig, staan in die Nuwe Testament. Dis 'n herhaling van die woorde wat God gespreek het met sy volk in die Ou Testament. Dis dieselfde woorde. Dit nie verander nie. Hy verwag nie van ons iets anders as wat hy van hulle verwag het nie. Met ander woorde, dit wat hy van hulle verwag het en wat hy van ons verwag is presies dieselfde ding. Nou moet ons net vinnig kyk na 'n verbond en 'n kontrak. 'n Verbond en 'n kontrak is amper dieselfde ding, behalwe daar's 'n groot verskil in hoe hy beëindig word. 'n Kontrak is 'n ooreenkoms wat gesluit word deur twee partye. En daar is sekere voorwaardes in 'n kontrak. En die oomblik wat van daardie voorwaardes nie nagekom word nie, word hierdie kontrak beëindig, want dit is kontrakbreuk. Die voorwaarde is nie nagekom nie, nou is daar kontrakbreuk. En dan in die moderne tyd is daar vreeslik baie mense wat dan hierdie kontrakbreuk vat en hof toe gaan om iemand te dwing om daarby te hou. Maar dit is 'n kontrak en hy is verbreek, want van die voorwaardes van die klousules is verbreek. 'n Verbond aan die ander kant is 'n ooreenkoms tussen twee partye met sy klousules, met sy voorwaardes wat daar geskryf staan, maar hy kan slegs beëindig word met die dood. Al word die voorwaardes ook verbreek, al word die klousules ook verbreek, dit beëindig nie die verbond nie, want die verbond kan slegs eindig wanneer een van die twee partye te sterwe kom. Nou sit ons met 'n ewige verbond tussen God wat almagtig is en Abraham. En God is van ewigheid tot ewigheid, hy kan nie te sterwe kom nie, so die verbond kan nie verbreek word van sy kant af nie. Abraham se nageslag bestaan al uit 'n hele paar miljoen uit, en hulle gaan voort die ewigheid in. So Abraham kom ook nie te sterwe nie. So hierdie verbond is ewig, want niemand gaan te sterwe kom nie. Nou hou die verbond aan en hy gaan voort. As ons kyk na die God van Israel, dan het God 'n ewige verbond met Abraham gesluit, met sy hele nageslag, en hy het van hulle verwag om voor sy aangesig te leef. Hy sê, leef voor my, wees onberispelik, ek is julle God. Hy het gesê, ek is die God wat julle uit Egipte uit die slawehuis uitgelei het. Ek het gesien hoe swaar julle kry, vat hulle, lei daar uit, 'n God van liefde. Maar die volk, Israel, was opstandig en hardnekkig van hulle dag af. Hulle het gekla, hulle het gemurmureer. Hulle het in Egipte geland, hulle het in slawerny gekom, die liefdevolle God het hulle daar uitgelei, en hulle deur 'n pad deur die woestyn gevat, en toe hulle daar in die woestyn is, toe draai hulle om, toe sê hulle, maar ons wil terug Egipte toe. Maar julle was verdruk daar. Daar het ons ten minste vleispotte gehad en 'n klomp wartlemoene, het lyk my dat wartlemoene gegroei. En toe wys hulle die vingers na Moses, sê Moses, is jy wat, dis jou skuld dat ons hier sit. Gaan Moses na die Here toe. Die Here sê, is nie vir jou wat hulle verwerp, is vir my. God het gesê trek, is nie Moses nie. Hy het nie gesê trek nie, die Here het gesê trek. En hy het hom aan hulle geopenbaar as die enigste lewende God. Hulle het nie nodig gehad om te twyfel nie. Almal van hulle het deur die Rooi See geloop wat gekloof was.
Hulle het gesien hoe die water die kant staan en die water daai kant staan. Hulle het gesien hoe die grond deur die see droog is. Hulle het dit beleef. Elkeen van hulle het met hulle voete daardeur geloop. Hulle het nie 'n twyfel gehad oor wie is die God wat hulle uitlei nie, want hulle het sy wonders en sy grootheid en sy almag het hulle fisies beleef. Nogtans draai hulle voor hom weg. Terwyl hy met Moses op die berg is om die kondisies van sy verbond te gee, daardie 10 gebooie. Dit is sy blueprint. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom die 10 gebooie ook as 'n kliptafel binne in die ark was, binne in die deksel, daar was die 10 gebooie, die wette van Moses wat opgerol het langs aangelê. Want daardie wette was tydelik geweest tot op Jesus. Maar die gebooie was ewig, daarom was dit binne in die ark. Daai gebooie sal nooit verbygaan nie. En terwyl hy op die berg is met Moses, toe gaan hulle maak weer 'n goue kalf en hulle draai hulle rug op die God wat hulle uitgelei het en hulle gaan buig voor 'n kalf en hulle sê, hier is jou gode wat jou uitgelei het, 'n dooie kalf. Maar hulle sien eerder kans om hierdie kalf te volg wat hulle kan sien met hulle oë, as die onsienlike God wat hulle net moet beleef. En hulle draai om en hulle sê maar, ons soek 'n koning. Ons hou nou nie meer van die manier hoe ons bestuur word nie. Hulle was op daai stadium was hulle reeds in Kanaan gewees, hulle het in Kanaan ingekom, Samuel, die priester, was die rigter gewees, hy het voor hulle uitgeloop. En hulle sê maar, ons soek 'n koning. Samuel het van sy seuns aangestel om hom te help met die volk was groot, hulle was wederstrewig. Ongelukkig het sy seuns nie in sy voetspore gevolg nie, hulle het nie so Samuel gedink en gedoen nie. En nou bevind hulle by 'n plek waar die volk Israel teen Samuel opstaan en teen die God van Israel opstaan, die onsienlike God. 1 Samuel 8, en 1 Samuel 8 kan jy oopslaan en saam met my lees, want dit is geweldig wat daar staan. In 1 Samuel 8 vers 4, onthou nou, hierdie het nou betrekking op die Israeliete, die volk Israel waar hulle was, maar hierdie is deel van die verbondslewe. Want hy het vir Israel gesê, julle moet op 'n sekere manier, hier is my kondisies, hy het op daai stadium klaar vir hulle die gebooie gegee, het al die wette van Moses ook nog vir hulle gegee, hulle sit nou op hierdie stadium met dit alles. Hy sê, lewe onder hierdie verbond. As jy onder die verbond lewe, is daar 'n groot seën daarin. Samuel 8 vers 4, al die oudstes van Israel het toe byeengekom en na Samuel in Rama gegaan, hulle het vir hom gesê, kyk, u het oud geword en u seuns volg nie in die voetspore nie, stel dan nou vir ons 'n koning aan om ons te rig, soos dit by al die nasies is. Hulle wil soos die ander wees. Dit was egter verkeerd in die oë van Samuel dat hulle gesê het, gee vir ons 'n koning om ons te rig. Samuel het toe tot die Here gebid. Hy het in sy gees gevoel, hierdie ding is nie reg nie. Dis nie hoe dit moet wees nie. Samuel het, ek dink, 'n ander verhouding met die God gehad, met die onsienlike God. Samuel het 'n bietjie van 'n meer intieme verhouding gehad. Hy het dit dalk eerder verstaan as wat die volk Israel het verstaan het. Die Here het vir Samuel gesê, vers 7, luister na die volk en alles wat hulle vir jou sê, want dit is nie jou wat hulle verwerp het nie, maar my het hulle verwerp om oor hulle koning te wees. Geweldig. Samuel het geweet, hierdie is nie hoe dit hoort nie. Hierdie volk moenie gelei word deur 'n mens as 'n koning nie. Hy het dit geweet. En die Here sê nou vir hom in vers 9, hy sê, luister dan nou na hulle, maar, en hier lê die maar, in vers 9 kan ons in rooi kringe omkring in ons Bybel, as hy nog nie in rooi geomkring is nie. Hierdie vers moet ons nie mis nie. Luister dan nou na hulle, maar jy moet hulle net ernstig waarsku en aan hulle die regte verduidelik van die koning wat oor hulle gaan regeer. Nou die feit dat die volk 'n koning gevra het. Onthou, God is hulle koning. Hy het gesê, ek sal julle lei. Ek het julle reeds gelei uit Egipte uit. Ek is julle God, sal voor julle uittrek. Gaan roei julle vyande uit, ek sal julle die oorwinning gee. Ek sal vir julle sorg, sal alles doen, ek is julle God. Hulle sê nee, ons soek 'n mens as koning. Ons soek nou nie meer vir u die onsienlike God as koning nie, ons wil nou 'n mens hê. En nou sê hy, maar onthou nou moet julle seker maak, volk Israel,
Dis hoe dit gaan werk. Hy sê die oomblik wat jy gaan uitbeweeg onder my verbondsverhouding uit, gaan jy onder die autoriteit van 'n ander koning inbeweeg en dan het daardie koning oor jou 'n reg. Kan ons sê God gee hom sy reg? Hoekom het hy 'n reg? Want hy's nie meer onder God se autoriteit nie. Hulle staan nou onder 'n ander autoriteit en nou sê hy vanaf vers 10. En vers 10 tot 17 kan ons aandagtig lees en Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat van hom 'n koning gevra het en het gesê: Dit sal die regte van die koning wees wat oor julle gaan regeer. Onthou nou, God regeer nie meer nie. Hulle het hom verwerp. Hulle wil hom nie hê nie. Hulle soek nou 'n ander koning. Hy sê dit sal die regte wees van daardie koning wat nou oor jou regeer. Julle seuns sal hy vat en hulle vir hom aanstel by sy strydwa, sy span perde. Hulle sal voor sy strydwa uit moet hardloop. Nie dat hulle wil nie, gaan gedwing word. Hulle gaan gedwing word om dinge te doen wat hulle nie wil doen nie. Hy sal hulle vir hom aanstel as aanvoerders oor 1000 en aanvoerders oor 50 om sy ploegland te ploeg, nie joune nie. Hy gaan vir jou 'n slaaf maak. Lees mooi. Sy oes in te samel en om toerusting vir sy oorloë en vir sy strydwaans te maak. Wat is die fokus van hierdie koning? Homself. Hy is nie 'n koning ter wille van die volk om hulle te bou nie. Hy opereer ter wille van sy voordeel. Hierdie koning, maar hy het die reg. Hy het die reg om te doen. Hy sê, julle dogters sal hy vat as salfmengers en as kokke en bakkers. Julle beste landerye, wingerde en olyfbore sal hy vat en aan sy amptenare gee. As jy nog gedink het, Israel, dat hierdie klompie grond behoort aan jou, ek het vir jou nuus. Daai koning wat jy kies, gaan jou grond vir hom vat. Van julle graanoes en wingerdoes sal hy 'n 10de vat en vir sy paleisamptenare en dienaars gee. Julle slawe en slavinne, die keur van julle jong manne en donkies, sal hy vat en vir sy eie werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n 10de vat. Julle sal sy slawe wees. Ek dink hierdie is baie hard en duidelik gesê. As julle 'n ander koning kies, as wat julle liefdevolle hemelse Vader is, dan moet julle verseker weet, volk Israel, weet verseker, volk van die Here, wees verseker, Christene, dit is die reg van wat 'n ander koning oor jou gaan hê. Dis jou keuse, né? So as die volk uitbeweeg onder die soewereine beskerming van die alwyse, alwetende, liefdevolle hemelse Vader, en hulle kies om hulle self te onderwerp aan die autoriteit van 'n ander koning, dan sal daardie koning die reg hê om hulle van hulle goddelike seën te beroof. Die opbrengs wat die Here vir hulle sou gegee het, gaan hulle nie meer hê nie. Die koning gaan dit opeis. Die welvaart en die voorspoed wat hulle sou gehad het, gaan hulle nie meer hê nie. Die ander koning gaan dit opeis. As hulle die vryheid in Christus gehad het, gaan hulle nou slawe word van 'n ander koning. En soos wat dit gewerk het vir die verbond vir die volk Israel, werk dit nou vir ons as Christene presies dieselfde, want in Galasiërs 3 het hy gesê, ons staan onder dieselfde verbond as wat die Israeliete gestaan het. Dit is nie onder ander een nie, dieselfde een. En die God het nie verander nie. En die God wat dit gesê het, dit bly in stand. Want dis 'n verbondsaak hierdie. Dis nie iets wat tydelik was nie. Nou, ten spyte van hierdie waarskuwing, ten spyte daarvan, is geweldig, dat die Here vir hulle sê, dit is hoe dit met julle gaan lyk. Luister mooi, in vers 19, maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê, nee, maar daar moet 'n koning oor ons wees. Hoekom? Dat ons kan wees soos al die nasies. Dat ons koning ons kan rig en voor ons kan uittrek in ons oorloë voer. Het hulle nie gehoor wat die Here sê nie?
Hy het nou net vir hulle gesê, dis nie wat gaan gebeur nie. Hulle sê, nee, ons wil nog steeds 'n koning hê, want ons wil ook wees soos al die ander nasies. Jy staan onder die verbond van die Here jou God. En as jy onder sy sambreel van sy beskerming en sy verbond staan, dan kyk jy uit. En dan kyk jy hoe wil ek die wêreld en sê, maar ek wil ook soos hulle wees. Ek wil ook in wees. Ek wil ook soos hulle 'n koning hê waaronder ek kan buig, want daai koning gaan vir my goed wees. Hy sal voor my uittrek en hy sal my oorlog vir my voer. Het die Here nie nou net vir hulle gesê, dis presies wat nie gaan gebeur nie, hy gaan van jou 'n slaaf maak, dis wat gaan gebeur. En wat hy verder gesê het, hy het die reg om dit te doen. Dan vers 18. Vers 18 is geweldig. Volgende rooi kring. Julle sal op daardie dag om hulp roep, en julle koning wat julle vir julle verkies het. Maar die Here sal op julle daardie dag nie verhoor nie. Wat die Here se woord vir ons leer is eintlik te groot om te begryp. As ons onder die verbond van ons God staan en ons kies, ten spyte van al die waarskuwings, en ons kies om te gaan staan en te dien onder 'n ander koning, wat die reg oor my gekry het om vir my as 'n slaaf aan te neem. En ek staan daar en ek is in my ellende onder 'n ander koning, en ek roep terug tot hierdie God wat ek verwerp het, want ek wou nie na hom luister nie, dan sê hierdie God, jy sal roep en ek sal jou nie verhoor nie. Dis God se verbond. Dis wat gebeur as jy jou keuse maak en jy besluit om uit te loop onder God se verbond. En ons kan dit sien in die volk van Israel. In die volk van Israel het die Here hulle God verwerp as hulle koning. Hulle wou nie meer onder hom staan nie. Hulle het Saul gekry, die eerste koning, ellende aangejaag. Saul het nie lank gehou nie. Toe stel die Here hom af. Saul wou nie loop nie. Die Here het lankal sy koningskap van hom weggevat, toe hou hy nog steeds aan. Terwyl hy nog koning is, gaan haal die Here vir Dawid, 'n man na God se hart, en hy stel vir Dawid daar. En dis die een ellende na die ander. Dawid moes voor sy eie kinders uitvlug. Hy het die grootste gedeelte van sy lewe voor Saul uitgevlug, wat nie sy koningskap wou afgee nie. Die volk het gedegradeer in hulle konings. Die een was slegter as die ander. Salomo het meer vrouens gehad as wysheid. En hy was baie slim. Ek meen, as jy nou al 999 vrouens het, kort jy regtig nog een? Is die vraag. En van daar af was dit die een koning na die ander. Josafat, Rehoboam, hulle koning. Hulle het op 'n stadium vir Atalia as 'n koningin gehad. Sy het haarself aangestel. Die dogter van Isebel. Isebel is die gevaarlikste vrou wat in die heelal bestaan. Die gees van Jezebel. Saam met Agab was hulle koning gewees. Hulle het gebuig onder hierdie afgode. Daardie konings wat hulle vir hulle verkies het hulle verder en dieper in afgode ingelei en afgode diens ingelei. Soveel so, hulle koning wat hulle vir hulle verkies het, hulle volk in twee geskeur, daar was 'n familiegeveg gewees. Juda en Benjamin aan die een kant, Benjamin is amper uitgeroei, daar het 'n paar 100 man oorgebly. Die noordelike ryk het van Juda wou hulle niks weet nie. Die kinders van Jakob skeur in twee. En die noordelike ryk word weggevoer Babylon toe 400 jaar lank. Juda word weggevoer, Jerusalem word afgebreek. Hoekom? Want hulle gesê nee, ons wil nie onder ons God as koning staan nie. Hy moet nie ons koning wees nie. Ons sal ons eie konings aanstel. En die konings wat hulle aangestel het, het hulle in die afgrond ingery, totdat daar van die volk Israel baie naby aan niks oorgebly het nie. Die volk Israel is al by hulle miljoene doodgemaak. Miljoene het gesterf. En toe Jesus Christus kom, toe sê hy, maar hier kom julle koning. Toe sê hulle nie, ons stel nie aan hom belang, jy soek 'n ander een. En weer 'n keer verwerp hulle God as koning, vir die tweede keer. Hulle het God, hulle Vader, verwerp as koning. Hulle het vir Jesus Christus verwerp, hulle het gesê, laat sy bloed op ons neerkom, op ons en ons nageslag. Hulle het nie idee wat hulle daai dag gesê het nie. Toe hulle vir Jesus Christus laat kruisig het, en gesê, laat sy bloed op ons en ons nageslag neerkom. Hulle betaal die prys daarvoor. En dan sê die Here, as dit dan met jou so gaan, moenie kla nie, ek gaan nie luister nie. Maar die God van die verbond kon nooit
sy volk Israel afskryf nie en vergeet nie. Want daar staan 'n verbond. En die feit dat hulle 'n ander koning begeer het en die feit dat hulle onder sy autoriteit as hulle koning, as hulle God uitbeweeg het, het nie die verbond beëindig nie. Want die verbond kan net beëindig deur die dood. En die verbond hou stand tot in ewigheid. En toe Israel so rondloop en hom verlaat en agter ander gode aantrek en niks van hom wil weet nie, dan lees ons in Jesaja en Jeremia en Esegiel, sê dit is soos 'n vrou wat weghoereer. Dit wat jy het is nou nie meer goed genoeg nie, gaan soek plesier, gaan soek alles op 'n ander plek. En die Here sê, hulle het weggehoereer van hom af, en dan lees ons, dat daar was groot smart in sy hart, daar was groot hartseer in God se hart. Hy wat hulle koning in staat is om te wees, hy wat vir hulle alles kan gee wat hulle nodig het. Daar was smart in sy hart, en keer op keer, en dit is waar al die profete van die Ou Testament, wat na Psalms kom, daar is 'n klomp profete, daardie profete het almal gelewe ten tye van Israel, voordat hulle weggevoer is in ballingskap. Nehemia daarna gekom, Esra en Nehemia was daarna, en dan was daar 'n gap. En daardie profete was almal in diens gewees, terwyl Israel besig was om afvallig te word. As ons hulle profeseë gaan lees, en watter tydperk het plaasgevind het, en die profete het die Here heeltyd gestuur, moenie, keer terug, maar hulle wou nie, en hulle is weggevoer. Want die God van liefde kan nie daai volk afskryf nie. Hy kan hulle nie vergeet nie, want hy staan onder sy eie verbond wat hy gemaak het. En Jesus het in die Nuwe Testament, Galasiërs, en Jesus kom en hy sê, hy staan in dieselfde verbond as dit, staan hy met sy kerk. Efesiërs 5 vers 21, en daar gebruik hy die voorbeeld van 'n huisgesin as sy verbond met sy kerk, met sy gemeente. Wees onderdanig aan mekaar, die Efesiërs 5 vers 21, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Christus wat julle koning is, wees onderdanig aan hom. Vroue, wees onderdanig aan julle mans soos aan die Here. En hier maak hy 'n vergelyking, en hy vergelyk heeltyd daardie verhouding, vergelyk hy met sy verbond met sy kerk. Ons wat in die verbond is wat met Abraham begin het, hy vergelyk het, vers 23, hy sê, omdat die man hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Soos Christus hoof is van die kerk, hy is verlosser van die liggaam. God was in staat om Israel van hulle vyande te verlos, hulle wou dit nie gehad het nie. Hulle het gesê, ons stel nie hier in belang nie. Ons gaan soek 'n mens wat ons kan verlos. 'n Mens kan jou nie verlos nie. Hulle het van elende tot elende geloop. Hy sê, Christus is die verlosser van die liggaam. Soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Hy maak hier 'n vergelyking. Hy sê, die kerk is onderdanig aan Christus. Want hy is die hoof van ons verbond waarin ons staan. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief het. Hierdie is nie 'n eensydige God nie, is nog steeds die liefdevolle hemelse God, hemelse Vader wat ons in die Ou Testament ontdek het. Hy sê, soos Christus die kerk lief het, en homself ter wille van haar gegee het. Hy het alles verlaat, Christus het die hemel verlaat ter wille van daai kerk, sy mense, sy volk, wat hom dien, wat hom volg, ter wille van hulle. Sodat hy haar kon heilig, sodat Christus sy kerk kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, heilig sonder smet. En hier is 'n herhaling wat die Here vir Abraham gegee het. Hy het gesê, leef voor my en wees onberispelik. Die woorde van sy verbond. Hy sê, as jy onder hierdie verbond leef voor my, heilig, onberispig. Hier kom Jesus, hy sê, as jy as 'n Nuwe Testamentiese lid van hierdie verbond lewe onder Christus, dan sê hy, lewe daar sonder vlek, sonder rimpel, of enigiets dergeliks, heilig.
want hy het alles verlaat om ons te heilig. En nou sê hy, lewe in hierdie heiligheid. Daardie heilige lewenswandel wat die Here van ons vra, is bereikbaar wanneer jy onder die beskerming van die verbond lewe. Solank Israel onder die verbond gelewe het, het God vir hulle gesorg. Met alles wat hulle het, niks nodig gehad nie. Toe hulle onder daardie beskerming uitbeweeg, toe begin die ellende. Nie onder die verbond nie, buite die verbond. En wat die Here bedoel met daardie beskerming, is wat hy gegee het in Eksodus 12 vers 13, waar hy die Pasga ingestel het. En hy het die huisgesinne gevat, in hulle huisies waar hulle bly. Hy het gesê, slag 'n lam, vat die bloed, stryk dit aan, die deurposte. Die verderwer sal verbygaan, hy het die mag om te dood. God sal verbygaan, hy het die mag om te laat lewe. Hier kom die dood en die lewe kom verby by jou huis. Hy sê maar, bly binne in jou huisie, en as die Here verbykom en hy sien die bloed, dan sal die verderwer wat die dood bring by daardie huis verbygaan. En wat was die teken daarvan? Die teken was die bloed aan die deurposte. Dit was die teken, niets anders nie. Die bloed aan die deurpos. As God gesien het, daar is die deurpos, almal wat binne is, sou bly lewe. As een van hierdie lede van hierdie gesin besluit het, ek wil dorp toe gaan, en die verderwer kom by, en daardie persoon was nie binne die huis nie, dan het daardie persoon te sterwe gekom, ongeag, want hy was nie agter die beskerming of onder die beskerming van die bloed wat die teken was nie. Die feit dat iemand buite die huis sou wees, het nie die krag van die bloed aan die deurpos enige iets aan verander nie. Dit het nie die bloed weggevat nie. Hy het uitbeweeg onder die beskerming van daardie bloed wat die teken is. En die Here het gesê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Wat is die voorwaarde hier? Die bloed. Wat die Here sien aan die deurpos, en jy is binne in die huis. Nie buite hom nie. As jy buite was dit jou keuse. En as jy buite was, het dit nie die krag van daardie bloed enige iets aan verander nie. Maar jy was nie daar nie. En dan sê die Here, as jy dan buite is, en jy roep, gaan hy nie hoor nie. Wat beteken dit vir ons? Dit was die bloed van die ou verbond, van 'n lam gewees, 'n ou verbond. Wat beteken dit vir ons? Ons staan in die nuwe verbond, waar Jesus Christus die versoening gedoen het vir die sondes. Nou het ons die bloed van Jesus Christus, wat ons onder moet beweeg. Nou solank jy onder die verbondsbeskerming van jou God beweeg, dan is jy onder die bloed van Jesus Christus wat jou losgekoop het. Dit is sy bloed wat jou gekoop het, sodat jy hom kon aanneem, en omdat jy hom aanneem, daarom het hy jou gevat waar jy was, en hy het hom onder sy verbond kom neersit. Daarom het ek die reg en die voorreg om onder daardie selfde verbond te lewe, want Jesus het deur sy bloed my gevat en my nou onder hierdie beskerming van sy verbond neergesit. Nou kom die verderwe nog steeds verby, hy is nog nie weg nie, hy loop nog steeds rond. Nou sien die Here, die bloed van Jesus wat oor my is. En wat doen hy? Verderwer gaan verby. En wat gebeur as ek dan nie onder sy bloed is nie? Ons het gelees, as jy onder 'n ander koning staan, dan het daai koning 'n reg oor jou. En hy het die reg om van jou 'n slaaf te maak. As ek uitbeweeg onder die verbondsverhouding waarin ek staan met my God, en ek loop staan daar langs aan, beweeg ek onder die beskerming van sy bloed uit. Nou is daar verskriklik baie ellende in hierdie wêreld. En almal vra nou maar hoekom? Ek dink die enigste vraag kan baie maklik en eenvoudig wees. Ek het nou die dag daaroor gepraat, die God van liefde. Hy het gesê, maar maak net wat ek sê.
Dis mos jou keuse as jy nou nie doen wat die Here sê nie. Hy sê maar, ek het nou alles vir julle gegee. Nou as ons daar 'n stukkie kan verder gaan, daar is soveel ellende omdat nie baie mense lewe onder die absolute beskerming van die verbond waarin ek staan met my God nie. Maar daar is 'n klomp ander konings wat die reg het op mense se lewens. En waar is hulle dan? Langs die verbond. Die verbond het nie verval nie. Die bloed van Jesus Christus sal nooit sy krag verloor nie. Maar dit hang van my af waar ek is. Is ek onder sy bloed, ja of nee? Lewe ek 'n sondige lewe? Kan ek dan aanspraak maak op die beskerming wat sy bloed oor my het, omdat die Vader na my kyk en hy sien die bloed van Jesus? Maar as ek in sonde loop lewe, hoe kan ek verwag om onder die beskerming van die bloed van Jesus te wees? As ek dan onder sy verbond uitgestap het en nou dien ek onder 'n ander koning, en wie is die ander koning? Sonde en ongeregtigheid, dit is konings. En die konings in mense se lewens, hulle het die reg om van jou 'n slaaf te maak. Die koning van rook, en die koning van drank, en die koning van pornografie, en die koning van vuilheid, en die koning van plesier, en die koning van vermaak, en die koning van dobbelary, het die reg om van my, van hom, 'n slaaf te maak. Hy het dit gekry in Eksodus. Want ek het besluit, ek wil my autoriteit stel onder daardie koning wat nou oor my die reg het. En dan, net soos wat die Israeliete gesê het, maar hy gaan vir my stry. As ek gaan dobbel, gaan ek meer geld kry. Hy gaan vir my sorg. Dis nie wat die verbond sê nie, dis nie wat die Here gesê het nie. Hy sê, daai koning het die reg om van jou 'n slaaf te maak, en jy gaan 'n slaaf bly. En as jy dan 'n slaaf is, en jy lê in kerm daar, dan sê jy kan maar roep. Het dit iets verander aan die beskerming van die bloed van Jesus? As ek besluit, ek maak 'n ander God my koning. Net niks verander nie. Het dit iets verander aan die verbond? Niks verander nie. Die verbond bly staan. Die bloed van Jesus as beskerming bly staan. Ek het daar uitbeweeg. En as ek dan langs aan staan en ek maak 'n ander God my koning, dan sê die Here, hy het die reg om my 'n slaaf te maak. En hy het die reg om die seën wat die Here vir my sou gee, wat het ons gelees, die opbrengs van jou land, sal hy vat. Die seën wat die Here vir my sou gee, vat by 'n ander koning. En uiteindelik sit jy by 'n punt waar jy eintlik, ons kan sê, verlore is. Want jy het uitbeweeg onder die autoriteit van die verbond waarin ons staan. Want baie van ons sê, ons wil ook soos die wêreld wees. Israel het gesê, ons wil ook 'n koning hê soos wat die ander nasies het. En jy staan hier onder jou sambrele, kyk buite toe, maar ek wil ook so lekker lewe soos hulle. Ek wil ook sulke dinge doen wat hulle doen. Nee my kind, vir jou is daar grense, want binne my verbond is daar grense. Bly binne hierdie grense en dit sal met jou wonderlik gaan. Jy sal al die Here se vrede hê. Jy sal al sy seën hê. Jy sal al sy oorwinning hê. Jy sal al sy liefde beleef. Jy sal al hierdie goed hê wat hy vir jou gee, omdat jy onder sy beskerming is en sy verbond is. As jy langs aan staan en jy's ongelukkig en jy's depressief en jy weet nie meer watter kant toe nie. Hy sê, wel, ek het vir jou alles gegee, maar jy het self daar gaan staan. En dan sê die woord eintlik kort en kragtig, dan moet jy nie kla nie. Psalm 91, hy sê, hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God, op wie ek vertrou. Hierdie is die eerste 2 verse van Psalm 91. Gaan huis toe, lees Psalm 91, maar steek by die eerste 2 verse vas. Hierdie is die voorware. Psalm 91 is 'n verbondspsalm. Hy lyk anders as al die ander psalms. Hy verskil van hulle almal. As ons hom mooi lees, dan sien ons, daar word 4 name van die Here in die eerste 2 verse genoem. Hy wat in die beskutting van El Elyon woon, sal oornag in die skaduwee van El Shaddai. Ek sal vir Yahweh sê, my skuilplek, my bergskuiling, my Elohim op wie ek vertrou. Dis wat daar geskryf staan.
En hier word God aangespreek met 4 van sy karaktereienskappe van wie hy is. En as ons hierdie stukkie 'n klein bietjie anders vertaal, dan klink hy so: hy wat in die beskutting van El Elyon is, die hoogste God, wie se krag en majesteit geen gelyke het nie. En oornag, in die skaduwee van El Shaddai, die God van die verbond, wat nooit verander nie. Hier is die voorwaarde. Kan ek vir Yahweh, die God wat is, sê, U is my skuilplek, op Elohim, die skeppergod, sal ek vertrou. En dan, as dit die God is onder wie jy staan, dan sê vers 9, ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Ek het die Allerhoogste my woning gemaak. Vers 14 sê, omdat hy my liefhet, sal ek hom bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Jesus het gesê, as julle my dan so liefhet, sal julle al my gebooie onderhou. Jy sal doen wat ek sê, as julle my liefhet. As julle my nie so liefhet nie, dan gaan julle hierdie dinge nie onderhou nie. Jy gaan ander dinge aanvang, wat vir jou onder my beskerming uithaal. Woon ek in die skuilplek van die Allerhoogste? Is ek in sy skaduwee? Die prentjie wat ek gestuur het, is 'n man wat so met 'n sambreel staan. Daar val druppels langs hom, maar onder hom is dit droog. Daar's 'n rede vir daai prentjie. As jy onder die beskerming van God se verbond is, en jy is in sy skuilplek, dan val die probleme, en die moeilikhede, en die aanslae, en die aanvalle, verby jou. Want dit is nie dat jy nie daarvan gaan weet nie. Psalm 91 sê nêrens, dat jy 'n lewe van maanskyn en rose gaan hê nie. Hy sê daar gaan pessiektes wees, hy sê daar gaan ellendes wees, hy sê daar gaan verskrikkings wees, hy sê daar sal aanvalle uit verskillende rigtings uitkom, hy sê daar gaan leeu's wees, daar gaan slange wees, maar teen dit alles sal daar beskerming wees, as jy onder sy verbond staan. En niks gaan by jou kom nie. Jy sal dit met jou oë aanskou. Jy sal die vergelding van die goddelose sal jy sien, maar aan jou sal dit nie raak nie, want ek staan onder die verbond van my God. En in die Nuwe Testament staan ek onder die bloed van Jesus Christus. En dan kan ek reken daarop, as die verderwer bykom, en ek is onder die bloed van Jesus, dat die Vader sal sien, en hy sien die bloed van sy seun, wat gestort is, vir my, en laat die verderwer bytrek. Ek kyk vir hom, kan dalk 'n bietjie benoud raak, maar hy gaan verby, want ek is onder sy beskerming, ewige beskerming. Volgende keer gaan ons aan, want dit is inderdaad moontlik, dat God sy woonplek kan verlaat. En weer 'n keer gaan dit my skuld wees. Ons kan in die tydjie tot dan, kan ons daar gaan dink, gaan bepeins dit. Gaan lees weer, 1 Samuel 8. Trek rooi kringe daarom. Gaan lees wat gebeur, as ons onder God se verbond uitloop. Ons moet onsself die vraag vra, Here, is daar iewers 'n koning in my lewe, wat maak, dat ek onder U verbond uitstap. En dan stap ons terug. Want niks wat ons doen kan die verbond verbreek nie. Dit bly staan tot in alle ewigheid. Maar ek kan terugloop en terugkom onder sy verbond en aanspraak maak op die Here se wonderbaarlike, bo-menslike seën en sy beskerming. Amen.